Die familiealtaar, Bybellesing. Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? Hy ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie, daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat en die jong manne struikel selfs, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Jesaja 40 vers 28 tot 31. Boodskaplesing. Wat ek probeer doen, dit is geen geheim nie, is om geloof in die mense te bou, sodat ons 'n groot hoogtepunt kan hê en iets werklik kan plaasvind wat die hele land sal aanraak. Nou, ons het dit deur die genade van God gedoen by Grasvallei, waar daar nie een swak persoon oorgebly het te midde van die hele gemeente in daardie groot auditorium nie. Nie een nie. Ek het nooit vir die siekes gebid nie. Ek het net aangehou om geloof te bou, net aangehou met die woord, in die eenvoud van die woord, op die eenvoudige manier waarop ek dit bring. Maar die mense het net vasgehou en aangehou. Toe het die groot tyd aangebreek en alles in die gebou het opgelig geword. En dit was weer so die ander aand in Spokane, toe die hele voorkant vol rolstoele, draagbaar gevalle en sulke dinge gelê het, en die Heilige Gees het reg deur daardie ry beweeg en elkeen bevry soos hy by hulle gekom het, net soos een vir een. Daar het hulle in daardie rolstoele gesit en gesweet en alles deurstaan, geluister, vasgehou aan daardie geloof, dit net gegryp, gesoek en uitgepleis. En toe, skielik het die Heilige Gees afgekom, reg langs die ry beweeg en elkeen van hulle het opgestaan en weggeloop. Sien julle? Die probleem met ons mense is dat ons te hastig is. Dit moet nou dadelik gebeur. Ons dink ons kan nie weer terugkom nie, sien? En wanneer jy dit in jou gedagtes kry, is jy reeds op verlore grond. Jy het niks om op te staan nie. Jy moet geduldig wees. Die wat op die Here wag, sal nuwe krag ontvang en opstyg met vlerke soos 'n arend. Ek hou daarvan. Wees net geduldig. Wag. God is nie hastig nie. Hy het die Hebreëse kinders toegelaat om reg in die vuuroond in te stap voordat hy ooit 'n vinger verroer het. Dis reg. En hy het Daniël toegelaat om reg in die leeukuil in te gaan en Jesus toegelaat om selfs in die graf te gaan. En sy siel het neergedaal na die doderyk en toe het hy hom weer opgewek deur die bodemlose dieptes uit die graf uit en elke weg van die duiwel afgesny en reguit in heerlikheid ingegaan. Sien? Sekerlik, hy is nie haastig nie, hy is God. Ons is diegene wat haastig raak, sien julle? Ons mis dit. Moet dus nie haastig wees nie. Wag en kyk, luister, neem die skrif, ondersoek dit, kyk of dit reg is. En as dit reg is, hou daaraan vas. Volharding, 19 Julie 1962 deur William Marion Branham.